Goeienaand broeders en susters en kinders. Kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing Psalm 45. Ons sing vers 1, vers 9 en vers 10. O dogter wat die bruidsroep hoor, o skoonste, luister, neig jou oor. Vergeet jou volk, jou eie vlees, dat jy die koningsbruid kan wees. Ons staan vir die sing daarvan, waarna ons saam sal bid. Kom, laat ons saam bid. O Vader in die hemel, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand ook te kan hoor. Vanaand ook die bruidsroep te kan hoor. Ons koning en ons verlosser, sy evangelie wat vanaand ook in hierdie erediens aan elke een van ons opnuut verkondig word. Daarom vra ons dat u ook ons ore sal neig. Dat u ook elkeen van ons se ore sal oopmaak dat ons kan hoor, dat ons kan verstaan en dat ons kan groei in ons geloof. Dat elkeen van ons die roepstem na sal luister. Ons vra dit want ons bely dit dat ons self sondaar mense is. Ons erken dat as dit nie vir u genade is nie, sal ons elkeen heeltemal verlore wees. Maar ons weet ons kan nie vra om ons te vergewe vir ons sondeskuld. Nie omdat ons dit enigsins verdien nie, maar omdat ons na u toe kan kom met alle vrymoedigheid in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons gaan vanaand luister, broeders en susters, 'n gedeelte uit die woord van die Here, Filippense hoofstuk 3. Waar Paulus skryf: "Verder my broers, wees bly in die Here.
Om dieselfde dinge aan julle te skryf is vir my nie moeite nie, en vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daardie dwaalleraars, pas op vir die mense wat kwaadstig, pas op vir daardie betekenlose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy Gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte Israeliet uit die stam van Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer en in my ywer 'n vervolger van die kerk. In onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te verkry, onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as julle in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook hierin aan julle die regte insig gee. In elk geval laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. Wees my navolgers en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal. Daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde. Die maag is hulle God, hulle skande is hulle trots. Hulle is aardsgesind. Maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlike liggaam te wees. Daarom, my broers, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Dit dan vanaand ons teksgedeelte. Ons gaan nou eers in antwoord daarop saam sing 'n loflied en dit is Psalm 103 waarin ons God kan loof omdat ons weet ook ons sondeskuld is vergewe. Ons staan vir die sing daarvan, ons sing vers 1 waarna ons weer ons sitplekke kan inneem. Oh
baie inligting in hierdie hoofstuk wat ons gelees het. En ek weet daar's baie van hierdie verse wat vir ons almal so bekend is dat ons dit eintlik uit ons koppe uit ken. Maar vanaand fokus ons grootliks op die laaste gedeelte waarna ons geluister het, waar Paulus sê, wees my navolgers, en let op die mense wat lewens volgens die voorbeeld wat ons vir julle gestel het. En dan belangrik hier in vers 20, dan sê hy iets moois. Hy sê, maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Vanaand dan in besonder, ons is burgers van die hemel. Nou ons almal ken ook die uitdrukking, bekende Afrikaanse uitdrukking, soveel mense, soveel opinies. En ons weet dit maar al te goed. Daar's baie maniere hoe verskillende mense na verskillende dinge en verskillende sake kyk. Veral wanneer mense 'n oplossing probeer kry vir een of ander probleem, vir iets wat hulle nie verstaan nie, dan kom mens gou agter dat verskillende mense het verskillende maniere van dink oor 'n saak. So was dit nog altyd gewees ook met die verhouding van gelowiges en die wêreld waarin ons moet leef. Dis waarby ons vanaand dan stil staan, ons tema, ons is burgers van die hemel, maar ons voer nog steeds 'n aardse bestaan. Nou hoe moet ons onsself dan plaas ten opsigte van hierdie wêreld waarin ons leef? Wat is die beste manier vir 'n hemelse burger om hier te lewe? Ons kan dit ook anders vra, hoe lewe 'n verloste mens binne in 'n wêreld waarin die sonde en die uitwerking van die sonde so duidelik sigbaar is? Nou soos ek gesê het, daar is soveel mense en soveel opinies ook oor hierdie saak. Deur die loop van die geskiedenis was daar baie antwoorde daarop gegee, sommige naby aan reg en ander heeltemal verkeerd. So sien 'n mens een wat heeltemal verkeerd is en mens lees dit ook van sulke mense wat dink die verlossing in Christus gee hulle vrye toegang om te doen wat hulle wil. Die redenasie baie eenvoudig, ons is gered, ons is van ons sondes verlos, daarom kan ons maar lewe want ons gaan tog hemel toe. Mooi voorbeeld uit die Bybel uit, lees mens van die gemeente in Thyatira, daardie gemeente waar die gedagte geleef het dat gelowiges juis moet meedoen aan die sonde en juis dit moet doen om die slegte te kan leer ken sodat hulle met die slegte kan ophou. Nou, ons hoor dit nogal baie by mense vandag wat vir kinders sal vertel by die skool, maar kyk wat het ek al hierdie slegte goed gedoen, maar moenie worry nie, die Here het my gered. Boodskap is nie die evangelie van Christus nie. Dis die boodskap van Thyatira wat sê, doen mee aan die sondige praktyke want die Here gaan jou in elk geval red. Kry mens ook die ander uiterste van mense wat sê nee, ons lewe asketies. Nou vir die groot woord vir die wat nou nie dit verstaan, wat is 'n askeet nie? Dis iemand wat daar eenkant gaan bly en hulle self afsonder van die wêreld. En wat sê ons moenie meer kontak met die wêreld hê nie. Want ons is nie burgers van die wêreld nie. En dan is daar ook 'n ander groep wat miskien nader aan ons kan wees. In die gemeente van Thessalonika was daar van hulle gewees en Paulus moes vir hulle 'n brief skryf om te sê, hou op met hierdie nonsens. Waarvan praat ek? Dis daai mense wat hulle self onttrek het van alles en almal, ophou werk het, wat gaan sit het en sê die Here kom weer, ons wag vir hom. So vanaand se vraag is 'n belangrike vraag, hoe moet ons hemelse burgerskap plaas te midde van die aardse wêreld? En nou die eerste ding wat ons vanaand moet raak sien is, wat dit beteken om 'n burger van die hemel te wees.
Want in ons kernvers, vers 20, sê Paulus, ons is burgers van die hemel. Nou dis 'n baie mooi woord wat hy hier gebruik. In die Grieks, as mens daar gaan kyk, dan gaan jy sien, nêrens in die Bybel gaan jy dieselfde woord kry nie. Die enigste plek in die Bybel waar hierdie woord gebruik word, is hier waar Paulus sê, ons is burgers van die hemel. Nou dit op sigself sê vir jou, dis 'n baie belangrike woord en 'n belangrike begrip, hierdie woord om 'n burger te wees. Wat het die mense in Filippi verstaan toe Paulus dit vir hulle die eerste keer geskryf het? Nou dis maklik om dit te verstaan as jy jou Romeinse politiek geken het. Want die stad Filippi is 'n baie belangrike stad gewees in Macedonië en dit was 'n Romeinse kolonie. Mens moet dit mooi hoor. In die Romeinse regeringsstelsel het jy plekke gekry soos provinsies en kolonies. Provinsies, ons weet Judea was 'n provinsie gewees, maar Filippi was 'n kolonie gewees. Waar die verskil gelê tussen die twee? 'n Kolonie was 'n plek waar die Romeine laat bly het, om van die ander mense wat daar bly, Romeine te maak. Gewoonlik het hulle oud soldate daar gaan vestig. En hierdie oud soldate wat daar gebly het, was Romeinse burgers, wat dan hulle Romeinse burgerskap aan die mense wat in die omgewing was, moes oordra. Hulle moes as te ware deur middel van hulle invloed daar die Romeinse kultuur en die Romeinse godsdienste bevorder, om op die ou einde 'n loyale Romeinse gemeenskap te kweek in hierdie kolonie. So mens moet dit dan raak sien, die inwoners van 'n kolonie het dus oorwegend uit Romeinse burgers bestaan, wat trots was op hulle burgerskap, wat trots was dat hulle van Rome afkom en dat hulle aan Rome onderdanig is. Hulle het met die gedagte geleef, ons bly in Filippi, maar Rome is ons vaderland. Ons is burgers van Rome. En ons werk is om van die mense om ons ook Romeine te gaan maak. Dis hierdie gedagte wat Paulus nou by die gemeente wil laat posvat met betrekking tot hulle hemelse burgerskap. Hy sê eintlik vir hulle, julle vaderland is die hemel, en al woon julle nog op aarde, is julle burgers van die hemel. En julle word vanuit die hemel regeer, net soos wat die burgers in Filippi uit Rome geregeer is. En julle het hierdie wonderlike roeping ontvang, om so te lewe dat julle hemelse burgerskap duidelik sigbaar word vir almal om julle, en dat julle van die mense rondom julle, van die wêreld waarin julle leef, hemelse burgers te maak. Ons kan amper sê, die aarde is die kolonie waarin ons bly. En ons werk is om ons hemelse burgerskap in hierdie wêreld te laat deurbreek, sodat mense kan sien, ons koning in die hemel, wat eendag gaan weerkom, ons buig nou voor hom. Maar dis egter nie so maklik en so eenvoudig vir almal nie. Paulus sê dit ook in ons teksgedeelte. Iets baie belangriks, ons het dit vanoggend ook hier in die kerk gehoor. Daar's baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Daar's baie vyande van die kruis van Christus. En dit veronderstel dat ons ook vyande in die wêreld sal hê. Mens kan jouself indink, die Romeinse burgers wat hier in 'n vreemde land kom bly het vir die eerste keer daar in die stad Filippi. Watter teenstand het hulle van die wêreld rondom hulle gekry? Hoe het die mense teen hulle ingegaan? Hoe het daardie plaaslike bevolking in opstand gekom teen hierdie Romeinse invloed? Onthou dat die gevaar lewe elke dag
in die lewe van elke gelowige, dat hierdie vyande ons eintlik saam met hulle gaan sleep. Dat ons nie soos hemelse burgers lewe nie, maar soos aardse burgers. En daarom is dit belangrik dat 'n mens, sê Paulus, koers hou op die pad waarmee jy tot hier gekom het. En wat is hierdie pad waarna Paulus verwys? Dis die pad van Jesus Christus. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Dis die pad van God se genade. En om dit te kan doen met die gemeente, sê hy, sy voorbeeld volg. Hy sê, wees my navolgers. En hy sê dit vir ons almal, wees my navolgers. Volg die regte voorbeeld na. Paulus se voorbeeld, sê hy. En hoekom sê hy juis vir hulle sy voorbeeld? Is hy so oulik? Nee. Hoor 'n bietjie wat sê hy vir die gemeente. Hy sê, al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding van die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel bereik het nie, maar ek span my in om alles myne te maak omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Baie eenvoudig, volg my voorbeeld, sê hy, volg Paulus se voorbeeld, want hy volg net die voorbeeld van ons Here Jesus Christus. Met sy eie lewe het Paulus vir die gemeente gewys wat dit beteken om 'n hemelse burger te wees, om 'n Christen te wees, om 'n navolging van Christus te leef. Hy sê eintlik elke gelowige moet so leef dat jy vir almal rondom jou tot voorbeeld kan strek van wat dit beteken om 'n hemelse burger te wees. Net soos 'n Romeinse burger in Filippi 'n voorbeeld vir die mense van Filippi moes wees oor wat 'n regte Romein is. So moet ons ook vir die wêreld waarin ons leef 'n voorbeeld wees van navolgers van Christus. Want daar is soveel mense, broers en susters, mense wat ons baie keer ken, wat sê hulle is Christene, maar wat nie bereid is om Christus se voorbeeld te volg nie. En sulke mense is nie hemelse burgers nie, hulle is burgers van hierdie wêreld. Daar is soveel mense wat in plaas van die selfverloning van Jesus Christus en die kruisiging van hulle eie belang, hulle eerder deur hulle sondige natuur laat lei, sodat niemand kan sien dat hulle hemelse burgers is nie. Dat niemand kan sien wie hulle koning is nie. Dan, broers en susters, is jy eerder 'n vyand van die kruis van Christus. Want as jy 'n burger van 'n land is, dan bring daardie burgerskap verantwoordelikheid. En dieselfde geld ook vir jou hemelse burgerskap. Jou plig is om hier op aarde, waar jy ook al elke dag is, so te lewe dat ander mense kan sien, hier is 'n kind van die Here. En so sê Paulus vir ons, moet gelowiges dan vas staan en getrou bly aan die Here. Getrou bly aan die koning van wie die koninkryk van die hemele behoort. Getrou bly aan Jesus Christus ons Here. En daarom as ons vanaand kan saamvat, wat's die implikasie van hemelse burgerskap vir ons eie lewens? Onthou dit, ons is burgers van die hemel, maar ons voer nog 'n aardse bestaan. En hoe moet ons lewe in hierdie wêreld? Ons moet onthou, in die eerste plek, die gevaar is daar, dat ons nie soos hemelse burgers gaan lewe nie, maar soos aardse burgers gaan optree. Daarom sê Paulus, is belangrik, bly op die pad waarmee jy tot hier toe gekom het, op die koers waarop God jou geplaas het, bly by die evangelie van Jesus Christus. Volg in sy voetspore. Want dit is die pad van God se genade.
En die belangrike van koninkryksburgerskap, as mens dit so kan noem, is dat jy uit God se genade sal lewe en dat jou hele lewe vir almal rondom jou daarvan sal getuig. Elke dag, elke oomblik is jy 'n ambassadeur vir Christus in 'n sondige wêreld. Jy's 'n burger van die hemel wat die koms van Jesus Christus verwag. En daarom lewe jy elke dag in gereedheid, in gehoorsaamheid aan hom. Amen. Kom ons sit so, ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God, ons kon vanoggend dit ook saam sing na ons na u wet geluister het, wie deur Gods vrees bewoë trou op die weg wil gaan. En dis ook vanaand ons hartsbegeerte om elke dag te volhard op die pad, op die weg wat u vir ons gebaan het, die pad van ons Here Jesus Christus. En ja, ons bely vanaand ook soos Paulus dat elke een van ons blydskap in Christus kan vind. En daarom vra ons dat ons ook ons hemelse burgerskap met daardie blydskap sal uitleef. Dat mense rondom ons in hierdie wêreld sal sien ons vreugde wat ons het, omdat ons U ons Vader kan noem, omdat ons Jesus Christus ons koning kan noem, omdat ons onsself ook hemelse burgers kan noem. Gee dan dat ons ook soos hemelse burgers sal leef, in gehoorsaamheid aan U, elke dag met 'n lewe wat strek tot die eer en die verheerliking van U heilige naam. Amen. Daar is nou eers geleentheid om liefdegawes te gee. Voordat ons saam sing uit Psalm 1 vers 1 en 2 uit, net 'n herinnering daaraan, volgende Sondag se aandediens is om 6:00. Volgende Sondag is dit 6:00 en dan van daar af vir die res van die vakansie sal dit om 5:30 wees. Net 'n herinnering want ek weet dis op ons van toepassing wat hier is.
So onthou, volgende week is dit 6:00. Na die tyd is daar ook 'n saamkuier in die saal en dan die week daarna is dit 5:30. So hierdie is ons laaste 7-uur diens vir die aand, vir die jaar. As mense dit so kan stel, ons maak vanaand klaar met die donker kerk, van die volgende keer af is dit in die lig. So kom ons sing saam vers 1 en vers 2 van Psalm 1 en kyk mooi wat word hier gesê ook oor iemand wat op die pad bly wat God vir ons gegee het. Ons sing saam vers 1 en 2 waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Ontvang die seën van die Here en gaan daarmee ook in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen.